Goeiemôre, geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier mag wees. Die kerk raad af na die volgende afkondigings. Ons kollekte onder die diens gaan vir ons diakonale kas en ons kollekte by die deure vir GKSA se sustentasiefonds, die fonds wat ook ander kerke wat sukkel om of 'n dominee te onderhou of aan die gang te bly wat hulle help. So enigiemand is wat wil deel word of voorstelle het vir die voorsanggroep, vir enige liedere vir voorsang, is julle welkom om vir my of vir Tannie Althea of Tannie Annemie te skakel. Ons het vanmôre dan die belydenis en doop van broeder Koos en dan ook daarna van klein Jaco. En dan het ons 30ste April, dis donderdag in Veldrif Bybelstudie. Ons begin ons erediens deur saam ons afhanklikheid van die Here te verklaar. As ons sê, ons slaan ons oë op na die berge, waarvandaan sal daar vir ons hulp kom. Ons hulp is van die Here, die hemel en aarde gemaak het. Liefdes vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan dan, sing ons saam lied 407. Lied 407 is 'n loflied wat sing oor die Here wat opgestaan het uit die dood, wat die dood en die sonde oorwin het. Ons loof die Here daarvoor. Ons sing saam vers 1 en vers 2 en besonder die woorde dat die Here Jesus, dat hy Here is, dat hy die Seun van die Vader is, dat hy heers. Ons staan en sing ons saam lied 407 vers 1 en 2 en daarna kan ons gaan sit en gaan ons saam die wet van die Here lees. Vanaf vers 34. Matteus 22 vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Weer vers 37 tot 39. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Terwyl ons so bly sit, Dirk, ekskuus, is dit reg, kan ons sing ons saam Skrifbereiming 9:3, terwyl ons so bly sit, ons sing saam vers 1.
Ons gaan nou oor na die belydenis van geloof en ek gaan vra dat Koos vir ons na vore kom. Judy, jy is baie welkom om by hom te kom staan. Geliefdes, gelei deur die Gees van God, het broeder Koos van Tonner die kerkraad gevra dat hy sy geloof hier openlik bely. Nadat hy behoorlik ondervra is en onderrig is die kerkraad oortuig dat hy toegerus is om tot so 'n belydenis te kom. Koos, en daarom word jy nou die geleentheid daarvoor gegee. Jy staan hier voor God en in die midde van sy gemeente om jou geloof te bely. Daarom versoek ons jou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Eerstens, glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees? Tweedens, glo en bely jy, dat al is jy in sonde ontvang en gebore, en al is jy tot alle boosheid steeds geneig, dat jy in Christus geheilig is, dat die Vader tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees, die nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Derdens, glo en bely jy, dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God is, en die volkome leer van saligheid bevat, soos dit in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerk hier uitgedruk word en geleer word. Vierdens, neem jy jou voor om deur die genade van God en hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, om die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord om te dien. Neem jy jou voor om van die wêreld en sy begeerlikhede af te sien, en om jou lewe en jou saligheid buite jouself in Christus te soek, en om so hierdie belydenis met 'n godsvreesende lewe te bevestig. En in die laaste plek beloof jy, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus vir jou nou ontsluit word, om as 'n lewende lid van hierdie kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig te soek, die gawes gewillig en met vreugde aan te wend tot nut en saligheid van ander lidmate, tot uitbou van die koninkryk van God. En beloof jy verder om jou aan die Christelike leer en vermaning en tug te onderwerp, as jy in leer of lewe sou oortree? Dis jou antwoord op die vraag. Waar jy nou jou geloof openlik bely het, moedig ons jou aan om te volhard in hierdie leer. In die naam van die Here Jesus Christus heet ons jou hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. En mag die God van alle genade, wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus geroep het, mag hy self, nadat ons almal 'n kort tydjie gelei het, ons tot volmaaktheid bring, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Baie geluk. Ek kan maar weer gaan sit en dan gaan ons saam as gemeente staan en die geloofsbelydenis saam sing. Amen.
Dus susters, kom ons bid saam. Ons Here en ons hemelse Vader, Here, ons dankie dat ons vanmôre iets mag beleef wat nie uniek is aan ons gemeente vandag nie. Wat nie die eerste keer is wat ons dit in die geskiedenis sien nie, maar dat dit 'n eeuwelange gebruik is. Dat mense deur die Gees gelei word om hulle geloof te bely. Geloof wat nie iets is wat in die hemel, wat in die lug vir ons hang nie, maar iets vas, iets seker. Dat ons dit in geskiedenis kan opsoek en in ons harte vas en seker kan glo. En dat dit iets is wat vir ons vastigheid in die lewe bring. Dat dit selfs al woed die storms van die wêreld rondom ons, het steeds bied U deur Christus vir ons vastigheid, stewigheid. Dat ons in die glo, Vader, Seun en Heilige Gees wie ons aanbid. En dat U ons deel maak van 'n gemeenskap en 'n liggaam soveel groter as wat ons ooit kan bid of dink. Ons dankie, Here, vir U onuitspreeklike genade. Ons dankie dat U vandag nog besig is om in die harte van mense te werk, om hulle te bring tot 'n belydenis van die waarheid. Ons dankie, Here, dat ons deel mag wees van iets soveel groter as onsself. En dat ons nie hier is met die fokus op onsself nie, maar juis hier is ter wille van U. Ons dankie dat U ons vandag saambring, dat U ons deur U woord met ons wil praat. Ons bid dat U deur die Gees ons harte sal oopmaak, ontvanklik sal maak. Dat U ons sal opwek om te luister wat die Gees vir ons sê. En dat ons ook daardeur kragtig aangespoor sal word, ons hele lewe aan U te wy. Ons bid dat U ook vanmôre, waar die sakrament van die doop bedien word, ons geloof weer sal versterk. Dat ons weer sal besef dat U heerlike beloftes aan ons wil maak, beloftes wat ewig van krag bly, omdat U deur U Seun, deur sy bloed, deur sy opstanding het vir ons ewig vas kragtig. Ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie dat ons deur die doop ook vastigheid mag hê, dat selfs al dwaal ons af, U sal nooit U woord ontrou wees nie. Ons dankie vir Christus se opstanding, en dat ons op hierdie dag van opstanding, die eerste dag van die week, dat ons ook 'n vooruitsigting mag hê vir die lewe wat voor lê. En nie net een dag nie, maar die lewe wat begin nou reeds, wanneer ons U naam bely. Ons vra dat U ons sonde sal vergewe, soos ons baie keer nie U bo alles liefhet en ons naaste soos onsself liefhet nie. Ons vra dat U met die kerk sal wees wêreldwyd, daar waar vervolging is. Ons bid dat U met die wêreld sal wees, 'n wêreld gedompel in oorlog en seer kry en swaar kry, en onregverdigheid, dat U weer reg en geregtigheid tot stand sal bring hier in ons land, ook wêreldwyd. Ons bid, Here, ons die hartseer en die seer rondom ons sien, dat ons des te meer sal bid, kom Here Jesus, kom tog gou, en bring vir ons vrede, maar dat ons ook vrede het te midde daarvan. Ons vra dat U in hierdie dag met ons sal wees, en alles wat ons vandag doen, rig ons oë op Christus, waar in die regterhand van die troon in die hoogte sit, en dat ons harte saam met Hom gevestig en gegrond sal wees in die hemele. In sy naam bid ons al hierdie dinge. Amen. En susters, kom ons lees saam met die woord van die Here. Ons lees saam uit Romeine hoofstuk 10. Romeine 10, ons lees saam vanaf vers 5 tot vers 15. Dit is 'n bietjie agtergrond. Paulus skep 'n kontras tussen die geregtigheid wat deur werke kom, naamlik die Jode en die mense in die gemeente van Rome wat geglo het dat jy moet werk om jou eie heiligheid, om jou eie saligheid deur wetsonderhouding te moet kry. Dan sê Paulus, nee,
Die vryspraak kom nie op grond van ons wetsonderhouding nie, dit kom nie op grond van wat ons doen nie, maar op grond van wat Christus reeds vir ons gedoen het. Daarom hierdie taal van, dit hoef nie op te gaan om iets te doen nie, dit hoef nie af te klim om iets te doen nie. Dit is 'n geloof wat uit die hart kom deur en dit te bely deur jou mond. Kom ons lees dan saam Romeine 10 vanaf vers 5 tot vers 15. Daarna gaan ons saam sing op Psalm 9. Romeine 10 vanaf vers 5. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar die vryspraak deur die geloof, sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie, dit is om Christus af te bring. Of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie, dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, word ons vrygespreek, en met die mond bely ons, word ons gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep, as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor, sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Voordat ons fokusverse lees, kom ons, terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 9, vers 1, vers 7 en vers 10, en die woorde van vers 7, die hart van hul wat u bely, sal in u naam standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue is by u veilig en behoue. Terwyl ons so bly sit, Psalm 9, vers 1, vers 7 en vers 10, daarna lees ons saam ons fokusverse. Fokusverse Romeine 10 vers 9 tot 11. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en word ons vrygespreek, en met die mond bely ons en word ons gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dan is saam vers 15. En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Geliefde broer en suster, die Here Jesus leer vroeg in sy bediening dat 'n boom aan sy vrugte geken sal word. Wanneer ons verby 'n suurlemoenboom stap, gaan niemand verwag om 'n appel te pluk nie. Nog minder as jy 'n doringboom sien en jy dink, "Jesus, nou gaan ek lekker vye eet." Die beeld leer dus dat ons die aard van iets bepaal deur wat ons nie kan sien nie. Die sigbare
leer vir ons iets oor die onsigbare. Byvoorbeeld, wanneer ons na 'n boom kyk en sien dat dit mooi blare het wat groen is, dat dit gesonde takke het en goeie vrugte dra, dit wat ons kan sien dan, sê vir ons iets oor dit wat ons nie van die boom kan sien nie. Maar ons kan dan aflei dat die wortels gesond is, dat die grond vrugbaar is, en dat die plantstrukture, wat die water en die voeding op en afvat, dat ook dit goed en gesond is. Eintlik meer as dit, wanneer ons dan na 'n boom kyk en die heerlike vrugte sien, dan weet ons dat elke selletjie in daai boom juis gemaak is, sodat hierdie boom vrugte spesifiek tot sy aard kan dra. Dieselfde beginsel geld dan, sê die Here Jesus, oor die algemeen vir mense. Wanneer jy na iemand se woorde en optrede kyk, dan sê dit vir jou iets van hulle hart, van hulle siel, van die onsigbare. Daarom toe Koos vanmôre sy geloof bely het, is dit nie 'n kleinigheid nie. Ja, dit sê vir ons iets oor wat in sy binneste gebeur, oor wat die Here besig is om in sy hart te bewerk. Dis 'n venster tot sy hart. Jesus sê, uit die oorvloed van die hart, uit die goeie skat van die hart, praat die mond. Met hierdie in gedagte, het ons dan 3 vrae vanmôre vra oor ons belydenis en oor wat 'n belydenis is. Die eerste vraag, wat beteken dit om te bely? Die tweede vraag, wat is die inhoud dan van die belydenis? En derdens, waarop wys hierdie belydenis? Die eerste vraag dan, wat beteken dit om te bely? Die woord se oorspronklike betekenis is om eintlik om na te spreek, om iets agter iemand aan te sê of om in te stem daartoe. By 'n belydenis sê ons nie iets oorspronklik nie, jy herhaal iets eintlik met instemming. Maar dit beteken ook om te getuig. Dit is om die waarheid te praat oor wat jy sien, hoor en beleef. Een manier om dit te verstaan is soos wanneer iemand in 'n hof geroep word om te getuig. Dalk het julle dit al in 'n film of iets gesien waar iemand sy hand op die Bybel moet sit en dan agterna iemand moet herhaal ek so en dan moet hy sê ek so en so, beloof om die waarheid en die volle waarheid te praat. En daarna is die persoon se enigste plig om te getuig oor die waarheid. So dis herhalend, met instemming en te getuig. Waarom, wat beteken dit om te bely? Dit beteken in die eerste plek om die waarheid oor Jesus Christus te herhaal. Hy het vir my sondes gesterf volgens die skrifte. Hy het opgestaan uit die dood volgens die skrifte. Maar dit beteken ook om met jou hart en jou mond in te stem dat die Here Jesus jou koning en jou Here is. Dis persoonlik, hy is my Here. En laastens, om te bely, beteken dan om te getuig van God se werk in jou lewe. Die Here beloof dat hy ons hart van klip sal verwyder en vir ons 'n hart van vlees sal gee. Harte wat saam met Christus uit die dood opgewek is om vir God te klop. Om te bely is dan om 'n sigbare getuienis te maak van wat in die onsigbare van jou hart gebeur. Dit bring ons by ons tweede vraag. As ons herhaal, as ons instem en as ons getuig, waaroor is dit? Wat is die inhoud van daardie belydenis? Hier staan 2 punte vir ons uit. Eerstens, Paulus sê in vers 8 dat dit die boodskap van geloof is. Daarom noem ons dit 'n geloofsbelydenis. Met ander woorde, 'n belydenis oor die geloof in God. Of anders gestel, soos Paulus het vroeër sê, belydenis oor die waarheid van God. Die inhoud van ons belydenis is dis nie iets wat ons net voel of dink nie. Dis nie iets wat ons ouers vir ons geleer het of wat die kerk vir ons leer nie. Nee, dit is 'n objektiewe, vas en seker boodskap. Die boodskap van die geloof, soos dit oorvertel word in die Bybel, is feitelik, dis geskiedkundig. Dis nie stories of fabels wat opgemaak is nie. Nee, die apostels het getuig wat hulle gesien het, wat hulle gehoor het, wat hulle met hulle hande aangeraak het. Johannes sê, ons het hom gesien, ons het met ons hande aan hom geraak, waarlik, hy is die woord en die lewe. Aanvanklik het die apostel Thomas nie geglo nie. Hy het nie geglo dat Jesus uit die dood opgestaan het nie, en later toe Christus aan hom verskyn, en hy aan Christus geraak het, toe sê hy, toe bely hy, my Here en my God.
Nou, ons belydenis is om met ons hart en ons mond dieselfde geskiedkundige waarheid as Thomas te bely. My Here en my God. Tweedens, die hoofsaak van hierdie belydenis, die hoofsaak van die boodskap van die geloof, is die evangelie van God, die goeie nuus. Hoe begin Paulus sy brief aan die Romeine? Hy sê van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om 'n apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. En dan sê hy, hierdie evangelie het hy vooruit deur die profete in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun. As 'n mens is hy die geslag van Dawid gebore, op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as seun van God wat met mag bekleed is, Jesus Christus, ons Here. En weer hoe hy die duidelikheid daarvan stel in vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. En wanneer ons bely dat Jesus ons Here is, dan sê ons dat hy ons gered het uit die mag van die sonde en die dood. Daarom behoort ons aan hom. Ons sê ook dat hy ons losruk uit die heerskappy van die Satan. Hy, Jesus, het nou heerskappy en seggenskap oor my lewe. En weer eens getuig dit van die onsigbare van ons siele. Niemand kan sê dat Jesus die Here is as die Heilige Gees dit nie in hom werk nie. Geliefdes, hierom moet ons ook raak sien dat die fokus van my afgehaal word. Dit gaan nie oor ek nie, maar die fokus word op God geplaas. In vers 6 tot 8 sê Paulus, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel opklim, dit is om Jesus af te bring nie. Of wie sal na die onderaardse diepte afdaal, dit is om Jesus uit die dood terug te bring nie. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond, in jou hart. Met ander woorde, dis die werk van God. Hy plaas die woord in ons hart en op ons lippe. Christus het afgekom na ons toe, gebore as 'n mens. Hy is opgewek uit die dood, hy het opgestaan. Ek kan niks bydra tot die verlossingswerk nie. God skryf dit op my hart. In Romeine 5 sê Paulus, God het sy liefde juis daarin bewys dat Christus vir ons gesterf het, terwyl ons nog sondaars was. En nadat hy sy liefde aan ons bewys het, het hy hierdie liefde in ons harte uitgestort. En ons maak bloot 'n belydenis van hierdie liefde in ons harte. Die inhoud van ons belydenis is dus ook nie net 'n koue kennis nie. Dis nie net om 'n klomp dinge te weet nie. Dis iets persoonlik, dit kom uit die hart. Die Bybel leer dat die hart die middelpunt is van ons menswees, die bron, die uitgangspunt van al ons doen en late. Die hele wese is daarbey betrokke. Met die hart glo ons en word ons vrygespreek. En met die mond bely ons dan uit die hart uit. En bring ons by ons laaste vraag. Die belydenis wys op iets. Die vraag is dan, waarop wys ons belydenis? En weer eens moet ons twee gedagtes beklemtoon. Dink terug aan die gedagte en die beeld van 'n vrugteboom. Die vrugte wat die boom het, is bloot 'n bewys van iets anders. Is 'n bewys van lewe wat in die boom is. En voor God se liefde in ons harte uitgestort is, voor sy genade in ons lewe ingekom het, was ons dooie bome, eintlik uitgedroogde stompe. Daar was nie 'n teken van lewe nie. Soos Paulus in Romeine 8 sê, mens voor God se genade is sondig en vleeslik, en die vlees bedink die dood, maar die vlees bedink kan nie God behaag nie. Maar as Christus in jou hart woon, dan gee die Gees lewe in jou liggaam. Dat deur die Heilige Gees is Jesus uit die dood opgewek, en daardie selfde Gees wek ons dooie harte tot die lewe. Vir so iemand, vir iemand wat lewendig gemaak is deur die Gees van God, so iemand kan nie die waarheid van die lewe in sy hart hou nie, dit moet ook uit sy mond kom. Daarom sê Jesus, uit die oorvloed van ons hart, praat ons. Ons bely, Jesus is opgewek uit die dood. Hy is my Here. Tweedens sê Jesus, dat wanneer die Gees in ons harte woon, dan is dit so strome lewende water wat uit ons voortvloei. Soos 'n fontein wat in ons ontspring tot die wêreld heen loop. Daarom is 'n belydenis nie net iets wat een keer in die kerkgebou hier voor gebeur nie. Dit is 'n onophoudelike lewe
toegewy aan die Here. 'n Lewe toegewy aan liefde tot God en liefde tot ons naaste. En Prediker stel dit so mooi. Dat die oorvloed wat die Christen het, is nie 'n oorvloed wat hy in homself het nie. Nee, hy is soos 'n gas wat aan die Here se tafel sit en ander roep om saam met hom te kom eet. Is een bedelaar wat vir 'n ander bedelaar sê, waar om brood te kry. Mag dit so met ons wees. Ek sluit af. As jy het vanmôre kom getuig oor die genade van die Here in jou lewe. Het eintlik kom herhaal wat Christene deur die eeue al heen getuig oor die waarheid van God. En vanmôre kom maak die Here dit dan ook sy beloftes van die evangelie sigbaar deur die doop. Meer as dit. Hierdie beloftes van die evangelie is nie net vir Koos en vir Judy en vir almal wat hulle geloof bely nie, nee, dis ook vir ons kinders. Die Here sê dit geld ook vir Jaco. En daarom word ook hy vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees gedoop. Mag ons belydenis dus nie 'n eenmalige daad wees nie, maar 'n lewenslange toegewyde lewe aan die Here. Mag ons altyd getuig van die genade van God. Judy en Koos, mag julle ook met Jaco onophoudelik praat oor die wonderlike beloftes wat die Here vanmôre aan hom kom maak. Soos daar geskrywe staan, hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die evangelie verkondig. Amen. Ons gaan nou oor tot die bediening van die sakrament van die doop. Voordat ek vir Koos en vir Judy vorentoe roep, hou ek aan julle voor die formulier vir die bediening van die heilige doop aan volwassenes. Geliefdes in ons Here, die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in 3 punte saamgevat: sonde, verlossing en dankbaarheid. In die eerste plek glo ons dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is en daarom onder die toning van God staan, sodat ons nie in die koninkryk van God kan inkom nie tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangetoon word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Tweedens, ons verlossing. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël God die Vader aan ons, dat hy 'n ewige verbond met ons sluit, 'n genadeverbond, dat hy ons en ons kinders as erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer en tot ons beswil wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Here Jesus aan ons dat hy ons in sy bloed skoon was van al ons sondes. Daarom lyf hy ons ook in die gemeenskap van sy dood en opstanding. Hy doen dit so, dat ons van ons sondes bevry en voor God geregverdig gereken word. Net so ook, wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur die Heilige Sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Hy doen dit deur ons tot eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkies het, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die wat uitverkies is in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En in die derde plek ons dankbaarheid. Omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, word ons daarom ook weer tot God, word ons daarom deur God met die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand, met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons hele siel, ons ou natuur doodmaak en 'n nuwe lewe volkome toegewy aan God moet ons lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in ons sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël
en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Liefdes in ons Here, daarom leer die Here ons ook dat diegene wat hulle sondes bely, berou daaroor het en hulle geloof in Christus bely, ook gedoop moet word. Om hierdie rede het Johannes die Doper, terwyl hy volgens die gebod van God bekering tot vergifnis van sondes gepreek het, diegene wat hulle sondes bely het, ook gedoop. En nie alleen hy nie, maar ook ons Here Jesus Christus het sy apostels beveel om alle volke te onderrig en hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy het dit gedoen terwyl hy die belofte daarby gevoeg het, dat die wat gedoop sal wees, salig sal word. So het ook die apostels volgens hierdie reël geen ander volwassenes gedoop, as hulle wat hulle belydenis gedoen het, belydenis van hulle berou, maar ook 'n belydenis van hulle geloof. Daarom is dit ook tot vandag toe nie geoorloof om enige ander volwassene te doop, as hulle nie eers die verborgenhede van die heilige doop uit die prediking van die heilige evangelie geleer het en verstaan nie. Dit is vir hulle wat weet om daarvan, soos ook hulle geloof, deur die belydenis met hulle mond rekenskap te gee. En om nou hierdie heilige instelling tot God se eer en tot ons troos en opbou te laat geskied, laat ons eers die naam van die Here aanroep en saam bid. Magtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige wêreld wat geen berou gehad het oor hulle sondes nie, met die sondevloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die verharde Farao en sy hele volk en sy hele weermag in die Rooi See laat verdrink en U volk op droë grond daardeur gelei. Daardeur is die doop ook vir ons afgebeeld. Ons bid U op grond van U oneindige barmhartigheid dat U verkoos in die genade sal aanneem, dat U deur U Heilige Gees en in U Seun hom sal inlyf, sodat hy in sy dood begrawe mag word en 'n nuwe lewe saam met hom mag opstaan. Ons bid dat U hom sal help om sy kruis blymoedig te dra, terwyl hy Christus daagliks volg en hom aanhang met opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, dat hy in hierdie lewe, wat tog niks anders is as 'n voortdurende sterwe, om U ontwil getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus verskyn. Ons bid deur Christus, dat U ook deur hierdie verbond wat U vandag met hom, ook met sy seun Jakob oprig, dat hulle getroos en versterk sal word in hulle geloof. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Ek gaan nou vra dat Koos en Judy en Jaco vir ons na vore kom. Al die katekisasie kinders, as ons enige jong kinders het wat graag nader wil kom, hierso voorkom sit, om ook hierdie geleentheid aanskou, is julle baie welkom. Koos, begeer jy wat nou jou geloof voor God en voor sy gemeente bely het, en ontvang ook nou hierdie teken en seël van die verbond, om ook daardeur ingelyf te word, in die gemeenskap van die Here se liggaam, met die doel dat dit kan blyk dat jy nie alleen jou Christelike geloof aanvaar, maar ook dat jy deur die genade van God geroep word om deel te wees in sy liggaam, moet jy opreg op die volgende vraag antwoord. Eerstens, glo jy dat jy in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, dat die hemel en aarde en alles wat daarin is, uit niks geskep het, is nou gedoop gaan word, en dat jy ook bely dat sonder sy goddelike wil niks in jou lewe kan gebeur nie. Dit is jou antwoord hierop. Tweedens, glo jy dat alhoewel jy in sonde ontvang en gebore is, dat die teken en seël van die verbond wat deur die water afgebeeld word, ook nou vanmôre uitbeeld hoe jy deur van al jou sondes gereinig word, en hoe die Here ook deur Christus se bloed jou skoon was van alle onreinheid. Dit is jou antwoord hierop. Derdens, glo jy dat Christus, wat ware en ewige God is en gelyktydig ook ware mens is,
wat deur sy menslike natuur uit die vlees en bloed uit die maagd Maria, wat volgens sy menslike natuur uit die vlees en bloed uit die maagd Maria mens geword het, ook jou saligmaker is, dat hy deur die geloof die vergewing van sondes in sy bloed vir jou skenk, en dat jy ook nou deur die Heilige Gees 'n lidmaat van Christus in sy kerk gemaak word. Dit is jou antwoord hier. En soos jy reeds ingestem het, dat jy met al die artikels van die Christelike geloof, soos dit hier in hierdie gemeente geleer word, jy ook nou die voorneme het om in dieselfde leer standvastig te volhard, en daarmee ook alle leer wat in stryd is hiermee, sal stry, en beloof jy om deur jou hele lewe lank die gemeenskap van God en sy gemeente op te soek. Dit is jou antwoord hier. En in laaste plek, jy het nou van harte die voorneme om altyd 'n Christelike lewe te lei en van die wêreld en sy sondige begeerlikhede af te sien en as 'n lidmaat van Christus en sy gemeente te wil leef. Loof jy dan ook om jou aan alle Christelike vermaninge te onderwerp? Dit is jou antwoord hier. Ja. Ek gaan vra dat jy hier kniel net terwille van die Here verseël dan ook deur die teken van die water, die beloftes van die evangelie aan Koos. Jakobus, Barend, Cornelis, Johannes, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geliefdes, hoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, mag ons hulle nogtans nie weerhou en uitsluit van die doop nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. Net so spreek God tot Abraham, die vader van die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, wanneer hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, en al hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees, vir jou en jou nageslag en hulle nageslagte na hulle. Dit getuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël en van die verbond en geregtigheid van die geloof was. Net so het Christus ook hulle omhels, kindertjies die hande opgelê en hulle geseën. En omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet ons kinders as erfgename van God, in die koninkryk van God en van sy verbond gedoop word. En julle as ouers is verplig om hulle, terwyl hulle groot word, daarin breedvoerig te onderrig. Die geliefde gemeente ontvang ook so vir Jaco as deel van God se verbondsvolk, dat hy deel is van die liggaam van Christus. Wees lief vir hom en vir al die kinders van God. Bid vir hulle en wees vir hulle 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Judy en Koos, jy het gehoor wat die instelling van die doop van God behels, en dat hy ook vanmôre 'n belofte van die verbond wil verseël aan Jaco. En daarom moet julle ook nou vir hierdie doel, en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, Jaco vir hierdie gebruik bring. En dat dit duidelik kan blyk wat julle gesindheid is, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Eerstens, glo julle dat hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom steeds tot alle elende, ja tot die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament en die artikels van die Christelike geloof, soos dit vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle voor om vir Jaco, van wie julle die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, en die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Judy, Koos, wat is julle antwoord hierop?
Jakobus Henry van Tonder, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Geliefdes, terwyl julle net hier voor bly staan, kom ons staan, dan sing ons hulle die seënbede van Psalm 134 toe, en dan kan ons weer sit. Geliefdes, kom ons staan vir 'n laaste maal, dan bid ons saam. Magtige God en ons hemelse Vader, en ons dankie dat U bemoeienis het met ons. Ons dankie dat U in U groot genade na ons toe uitreik ten spyte van ons sonde en ons gebreke. Ons dankie, Here, dat U ook verstaan dat hierdie lewe het ons baie keer twyfel oor geloof, en dat U op 'n sigbare wyse vir ons al die beloftes van die evangelie verseël en bekragtig deur die doop. En ons dankie, Here, dat ons ook getuies mag wees daarvan. Mag U genade wees op elkeen wat vanmôre hier is. Mag U ons seën in die ryke barmhartigheid om steeds terug te dink dat U ook aan ons beloftes gemaak het. Beloftes wat vas en seker is. Beloftes van vergifnis, beloftes van gemeenskap met U. Beloftes wat, alhoewel ons dit dalk mag breek of afwyk van U gebooie, dat U ons nooit sal verlaat nie. Ons dankie dat U vir ons so lief is, dat U U eniggebore seun vir ons gegee het, sodat elkeen wat glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag ontvang. In Sy naam bid ons al hierdie dinge. Amen. Ons gee nou geleentheid vir ons liefdesgawes, en daarna sing ons ten slotte saam. Ons sing ten slotte saam lied 188. Kom dank nou God met hart en mond en hande, loof Hom wat wonders doen tot in die verste lande. Van vroeg, van kindsbeen af het Hy ons trou bewaar, tot vandag toe nog geseën en gespaar. Ons staan, dan sing ons ten slotte lied 188, al 3 verse. Daarna kan ons bly staan vir die seën van die Here. Kom
Dis ontvang die seën van die Here en gaan hierdie week in met sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.